Is julle wakker? Yes, amen. Het jy 'n Bybel? Ja. Maak hom oop. Ester. Esther. Hoofstuk 4. Is jy al daar? Vertel my 'n bietjie van Ester. Hadassah. Sy is hulle Esther. pastoor. Maar sy is Hadassah. Ester. Kom. Ik ken niet bij je van gisteren. Oeh, Maar dit zijn een woord. ja, daar sy. En sy het 'n Bybel maar verbied. Sy is weggevoer. Sy was baie mooi. Sy was baie mooi, So ja. sy is weggevoer na die koning se paleis toe. Sy was 'n orphan. Sy was Jood. Sy was 'n Jood. Is dit al wat ons weet van Ester? Lees ons nie Ester nie. Als het is dat vier. Ek sê vir nou vir jou sê, Ester 4. Ek Ek wil die eerste storie hoor, dan kan ek begin waar moet ons begin lees. Ek wil eers hoor wat weet julle. Okay. Koning was sy die koning kwaad gemaak Sy het gevars onder andere. vir 3 dae lank. Okay, wat weet julle nog? Sy is in die plek van Wasi aangestel as koningin. Hoekom? Want Wasi het teen die koning gespreek. Die koning het 'n party gehad. En wat gebeur by parties? Brek. Eet en drink gehad julle, eet en Ja, drink. En hulle Hulle is vrolik. En die koning wil toe brek met sy vrou, maar sy is nie daar. Toe laat hy haar roep. Hoe wil sy nie? Die tune sê vir hom nee. Sy wil nie kom nie. Toe is die koning nou daar met al die gaste om hom, eer belangrike mense. En hy sê, wat staan my nou te doen? Ek vra vir hom te kom en sy sê vir my nee. En die ouens het nou mos nou 'n bietjie gedrink. Toe sê hulle net van, kry 'n ander vrou. En toe doen hy. Toe laat hy vir hom aanry al die mooi vrouens, Rein. sodat hy vir hom 'n nuwe vrou kan kies. En hy kies toe, nadat hy Mordegai met hom gepraat het. Mordegai was haar oom, hy het haar aangeneem as sy kind. En hy kies toe vir hom 'n nuwe vrou, Ester. Want sy het guns gehad, hulle het al beauty products vir die tyd gegee, hulle het haar voorgetrek. As gevolg van Mordegai se woorde. Hy het vir haar gaan adverteer gekry. En nou is sy 'n koningin. En nou gaan ons begin lees in vers 13. Is julle daar? En daar was ons hierdie man, Haman, dis dit Haman? Ja, man. Hy het issues met Mordegai gehad, hy het issues met die Jode gehad. Hy het by die koning, hy was tweede in bevel, hy het groot krag gehad in die land. En hy het met die koning gaan praat en omdat hy issues met die Jode gehad het, het hy 'n wet laat decree, laat afkondig, dat almal moet voor hom opbuig, voor die Haman, behalwe Mordegai. Dit het hom 'n bietjie ontstoke gemaak. Toe gaan laat hy nou hierdie wet uitsit, want as hy nou gedink het, is nou alles my vertaal is. As die Jode nie, Mordegai nie vir hom opbuig nie, buig nie, dan sal die Jode ook nie doen nie, dan kan hy sodoende van hom en van die Jode ontslaan. Op een slag, op een manier. En dit was sy plan gewees, en hy het 'n galg laat bou, 'n hoog ene, iets in die 70 voet hoog, vir hierdie Jode wat nou nie voor hom wil buig nie. Dis 'n mean karakter. So nou lees ons hierso, want die Jode was ons half onder verdrukking as gevolg van hierdie goeders. En Mordegai het by Ester gekom gesê, weet jy met bietjie praat met die koning, hy moes invloed by hom. Jy is sy vrou, jy is die koningin, weet, jy moet een of ander invloed hê. Maar sy wil nie. Sy wou nie. So nou lees ons die vers 13. Daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord, verbeel jou
nie dat jy alleen uit alle Jode in die huis van die koning sal vrykom. Omdat jy in die koning se binnekamer bly, beteken dit nie, jy gaan vryspring, dit wat met die Jode gaan gebeur. Dis wat hy waarsku. Want hy lees en moet gaan intree vir die Jode. Want as jy nou werklik swyg, dan sal daar van 'n ander kant af kom verligting en redding vir die Jode. Daar sal redding tot stand kom. Maar jy en jou familie, arme ou Esther, sal omkom. En nou vra hy van, en weet jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie, vir die koninklike waardigheid nie. Nou, dit Afrikaans moet nie my lekker nie, so ek lees vir jou vir Engels. Hy sê vir haar, don't think that you will escape being killed with the rest of the Jews, just because you live in the king's palace. If you don't speak up now, we will somehow get help. But you and your family will be killed. It could be that you were made queen for a time like this. You could have been made a queen for a time like this. Wie het nog sulke issues omtrent hulle gehad? For a time like this, for a time like this. Daar's so baie ouens in die Bybel wat deur dinge gaan vir 'n tyd soos nou, Josef was in die tronk, maar hy het op die regte tyd uitgekom om redding te bring vir sy volk vir 'n tyd soos nou. Moses, man, sal ek self preek? Net help. Moses was in die woestyn vir 40 jaar, teruggekom na sy mense toe. Hoekom? Vir 'n tyd soos nou. Jesus het gekom, waar dit alles nie mekaar gelyk het. Hoekom? Vir 'n tyd soos nou. Alles gaan omtrent soos 'n tyd vir nou. Jy's nou by jou werk, waar jy werk, vir 'n tyd soos nou. Jy's nou in 'n kerk, vir 'n tyd soos nou. Jy gaan na 'n meeting hierdie week, soos vir 'n tyd vir nou. Nou is die tyd vir dit. Amen. Jy al lankal hierdie idees in jou kop en daai ding in jou kop, maar jy doen niks omtrent nie. Hoekom nie? Want nou eers is die tyd vir nou. Amen. Ons moet nou eers wakker word. Charles Wesley. Ken jy hom? Nou, is 'n bekende prediker. Ja. Wesley is die van die Wesleans uit kerk. Charles Wesley. Probably Charles Wesley. Die mense het hom nie geraai. Hy het sy woord verkondig wat hulle nie van gehou het nie. Maar ek het gesê vir preacher. Hy was nie 'n preacher toe nie. Kom nou man, luister net. En hy het probleme op die hals gehad met mense. En hulle het sy huis uitgekom. Hulle het sy huis van afgekom. En hy, Charles, kyk net almal uit, hy het 8 kinders gehad. Hy mis een. En hulle is hier op die vlam om die huis, hulle mis een. 6-jarige John Wesley. Chicago Fire. John Wesley. Okay. Nou weet ons wie is John Wesley. Die bure het op mekaar geklim soos 'n piramide gevorm om hom van 'n dak af te kry op sy lewe te red. En toe hom daar, dan bring vir Charles toe decree hy oor hom wat hy is. You will be a great man for God because he saved you today from the fire. Weet ons wat het John Wesley gedoen? Nee. Baie dinge. Maar nie daai dag. He was saved that day, totdat hy op 30 jaar begin werk het in die koninkryk. Was saved that time for a time such as now. Wat iets in jou lewe gebeur, maar dit is ten goeie mee, dat die Here dit ten goeie laat meewerk, sodat dit kan gebruik word vir 'n tyd soos nou. Jy weet, die lewe gaan nie net maandag tot sondag nie. Sondag is die naweek verby en begin ons weer maandag tot sondag nie. Dit voel so of jy 'n rat is, maandag doen jy dit, blablabla. En dan ewe skielik gaan daar iets gebeur, want jy moet besef, jy het gelewe tot nou, maar nou is die tyd vir nou. Daar is nou daardie tyd. Jy beplan al lankal 'n besigheid, jy beplan al lankal dinge, maar nou is die tyd
Nou is die tyd vir nou, Mm. om wakker te word. Daar's dinge in plek gespreek in jou lewe, daar's dinge gedoen vir jou, jy het afgedwaal, daar's dinge oor jou gespreek, maar dit is gedoen, sodat daar kom by mekaar vir 'n tyd soos nou. Amen. Maar wat verander dit van jou? Wat ververg dit van jou? Jy moet jou comfort los, en jou calling uitleef. Jy het van 6-jarige ouderdom af is John Wesley gekol. Moses is al gekol, wanneer? Nee, Dawid. Hoe lang voor hy koning geword het? Josef, hoe lang voor hy tweede bevel geword het? Daar's dinge lankal gewees, maar dit gebeur, dit moet nou eers gebeur as ek dit. Hy gaan nie werk nie. Nee. We will chuck him away. It's not for Not for a such as time like this. now. En ons sit in 'n comfort zone, Gemaksone. want ons sit daar, want ons dink ons weet wat gaan gebeur. Maar ons vat nie courage en begin dit doen nie. Jy moet ontslae raak in jou comfort zone, jy moet opstaan. Jy weet, sy wou nie sommer net opgegaan het, jy kan nie net na die koning toe gegaan het nie, jy word doodgemaak as jy daar aankom sonder 'n, is dit Sy sekerheid. wat ons maar sê uitnodig nie. En dit is veel lekkerder om te sit en te eet en te drink, as wat dit is om jou calling te beoefen. Ons is 'n bietjie nodig die om ons comfort zone te los, en in te loop in ons calling. Daai calling, Roeping. jou roeping. Jy kan vir my na die tydpunt uitdink, jy moet nie so plaas. Ons is bang om dit te begin, want dit vereis responsibility. Ons is bang vir dit wat vir dit van ons gaan vereis. Verantwoordelikheid. Jy's rustig nou hierso, waar jy is. Jy kry daarom dit, jy kry daarom dit. Maar, as jy uit daai gemaksone uitklim en jy begin iets doen, dan het jy nou nuwe verantwoordelikheid. Jy het 'n familie voor te sorg, jy het dit of voor te doen. Jou responsibility druk op jou. En die vyand gebruik daardie vrees om jou stil te hou. Omdat jy bang is vir daai responsibility, wil jy dit nie gaan doen nie. Want dit is die vyand se manier om jou stil te hou. Het jy dit geweet? Ja. Maar stil bly, ongelukkig is nie 'n opsie nie. Jy moet gaan. En julle het mos gehoor hoe Annelies ons gebid. Ons moet gaan, want dit is geloof asof dit nie daar is nie. Jy sien die oorwinning daar, want jy bid vir dit, jy het geloof vir dit, al is dit nog nie daar nie. Dis wat jy in glo. Daai suksesvolle besigheid is wat jy in glo. Dis hoekom jy dit moet gaan doen. Ja. Jy het verantwoordelikheid om jou gemaksone te los, om te loop daar waar jy in geroep is. Dis nie maanskyn en rose nie, dis moeilikheid. Maar jy moet dit doen, ten spyte van die opdraandes wat daar gaan wees. Vers 14 sê hy, for a time such as this. Jy gaan met ander woorde, jou posisie moet verander. Hoe sit 'n gemakstoel, Chris? Baie lekker. Annelies sê vir my anders sit jy huis kom. Ek moet nou dit en dat doen. As ek by die huis kom, denk ek gaan sit met my voete so dan klein, dan lyk dit of my rug lockjaw kry, want hy nie opstaan. As hy so gaan sit en relax het, dan voel dit by nie opstaan. Maar ons het nodig om dit te los. Ons moet gaan. Whether jy iets kos of nie. Silence is passive. Woorde is active. Die Here verwag van ons om active te wees in die koninkryk. Is julle met my? Esther het groot invloed gehad. Sy het, wat noem jy daai woord? Influence. Sy het influence gehad.
Want uit al daardie meisies uit die koning vir haar gekies, dan moet 'n rede wees dat hy gekies het. Sy's mooi, hy het daar met haar gepraat en hulle daar geklik of wat ook. Daar's 'n rede dat sy koningin is. So met ander woorde, sy moet invloed by hom hê. Guess what? Dit is bang. Ek en jy het dieselfde invloed van die Here. Amen. Weet jy wat, hy het jou gekies. Nie eens toe jy mooi was nie, toe jy in die modder was. Ja. Sê die woord vir my, hy het jou by die naam geroep. En dis deur sy genade dat jy gered is. Amen. Nie omdat jy goed was en jy mooi was nie. Amen. Party ons haal uit diep modders uit. Party mense haal uit vroeg uit, party mense haal uit laat uit. Ja. Maar wees gerus, as jy uitgehaal is, Jesus. dan het jy invloed by hom. Amen. Partykeer lyk dit of party kinders meer invloed het oor die ouers as wat die ouers oor die kinders het. En ons vertel vir jy, doen dit en doen dit en doen dit. Nee, die Here laat toe wat jy vra, wat hy antwoord. Amen. That's amazing thought, né? Jy het soveel invloed by die Here, dat jy sekere dinge in existence in kan praat. Jy die autoriteit wat hy vir jou gegee het. Vir daardie tyd soos nou. Miskien het jy 2 jaar terug dieselfde dinge gevra en niks gekry nie. Maar dit was vir 'n tyd soos nou. Is jy met my? Ja. Daai geloof van jou, wat jy het om die dinge te doen, moet courageous wees jou. Jy moet braaf wees om daai ding te doen, Chris. Wat beteken braaf? Maak 'n saak die konsekwensies. Nee, dit is stupidity. Dit is stupidity. Oh, jy doen dit al. Wat is braafheid, Marlene? Nie bang nie. Steek. Steek gesig. Ek weet ook nie. Ek weet net jy moet dit doen wat die Here vir jou vra. Al is jy bang. Like, Ja. Want as jy dan weet, ek is gesalfde van jou. As jy dan weet jy het invloed by hom, dan moet jy mos weet jy kan dit doen. Amen. Die Here sê in sy woord, hy sê jy nooit beproef bo wat jou vermoëns is nie. So wanneer hy vir jou iets vra, dan moet jy weet hy het al klaar die antwoord gegee. Amen. Hy kan jou nie iets vra wat hy nie reeds voorsien het nie, Amen. want hy is 'n goeie God. Het jy al gesien hoe blom kinders as hulle aangeprys word? Al kom hy daar en sê van, "Jee, Hercules, jy het mooi gedoen." Dan voel hulle excited. Maar dan kry jy die kinders wat tweede gekom het en die ouers sê vir hom, "Jy kon beter gedoen, dit was sleg." Wie dink jy van nou toe kinders gaan die beste voor? Die een wat geprys is. Ons het invloed. En die Here luister, omdat ons invloed het. En omdat hy dit wat jy doen, altyd beloon. Hy's 'n beloner. Dit wat jy doen, sal hy altyd beloon. Nooit sal die Here iets slegs van jou sê nie. Want dit het hom al reeds 'n prys gekos om jou te hê. Sy het toe besluit in vers 16. Is jy nog steeds daar? Het jou Bybel toegemaak? Of moet ek nou self dit gaan lees? Is jy nog daar? Ek is hier so. Vers 16. Maar dis hierdie Bybel hierdie wat. Gee die Bybel die stil. 16 sê hy. Ester het toe vir Mordegai laat weet, gaan maak al die Jode wat in Sism is bymekaar en vra ter wille van my, julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook weer vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Jy sien, as sy nie die koning kan sien, gaan die Jode in elk geval omkom. Sy moet mos gaan intree vir hulle. Maar nou besluit sy, kyk mense, hulle gaan vas en bid. Hulle verwag nou innerkrag. En toe sê sy, ek sal gaan, even if it cost me my life.
Want dit gaan in elk geval. Mm. So hoekom nie iets probeer nie? Maar van ons gaan in hierdie week met meetings besig wees, en ons gaan met iemand praat, ons gaan iemand sien, ons gaan dinge sien, ons gaan dinge wil doen. Dis nou daardie tyd om jou mondjie op te maak en te praat. Al beteken dit, jy sal sterf. Dit is nou nie 'n fisiese sterf nie. Al beteken dit, jy gaan eiers in jou gesig kry. Hoekom nie bietjie hierdie week, want dis nou die tyd. Met daai ou sal met wie jy werk, daai ou sal met wie jy skool gaan, daai ou sal wie jy vergaderings gaan hê. Hoekom nie nou is die tyd dat ons bietjie vir hulle sê wie is God en wie is Jesus nie. Hy gaan dalk verlore omdat jy niks sê nie. Ja. En hy mag dalk verlore gaan al sê jy iets, maar probeer iets. Die Here sal nooit daai ding van jou verwag, wat hy gaan dit op jou hart laat lê. Dis nou die tyd om daai persoon te praat, om hierdie ding te doen. Hy sal dit nie op jou hart lê, as die uitkoms al klaar is nie. Hy verwag van ons net om gehoorsaam te wees. Hy verwag van ons net om daai krag te wat, daardie invloed wat ons het, te kan gebruik. Als ek aan die gepraat oor ons autoriteit, ons het dit reeds. Dit is, die autoriteit is jou, maar gaan jy dit gebruik? Gaan jy dit gebruik? Daar waar jy werk, daar waar jy loop, daar waar jy inkopies doen. Ons kry daagliks, kan ek jou maar sê, meer as 10 geleenthede om Jesus te verkondig. Maar ons is in 'n gemaakzone. Ek is al 22 jaar gered. Maar vir 'n tyd soos nou, in hierdie week, kan die woorde wat jy praat, iemand se lewe verander. Kan uitkoms bring vir 'n nasie soos vir die Jode, omdat sy met die koning gaan praat. Dis 'n challenge wat die Here vir my gee. En ek hoop vir julle, daardie tyd is nou. Kom ons vergeet ons gemaakzone. Kom ons gaan uit en doen. Met 'n attitude, gebruik 'n attitude in dit. Ons kan nie net in die aande gaan sit, want ons bid uit het. Ja, julle kry ook eten. Jy moet sê julle kry eten. Ons kan nie net bidend wees en niks aandoen nie. Ja. Net bid gaan ons nie help. Ons moet aksie neem. Ons moet uitgaan. Die wêreld moet verander. Ons hoef nie eens die wêreld verander nie. Dit is reeds verander. Ons moet net gaan koel. Die Here sê die oes staan wit op die veld. Met ander woorde, die werk is klaar doen. Ons wil net die oes inbring voor die reën en die vuur kom en dit vernietig. Die oes is daar, ons moet dit net inbring. En Johannes en Paulus het gesê, party ons moet gaan in die grond voorberei, party ons moet gaan in benat, ander ons plan, ander ons snie, ander ouens oes. Vir 'n tyd soos nou is die oes reg. Amen. Vir 'n tyd soos nou is dit my en jou werk en ons plig en ons responsibility. Omdat ons influence het om dit nou te doen. Daar wat jy in 'n vergadering mee gaan sit, praat met hom. Daar wat saam met jou werk, praat met hom. Dit maak nie saak of jy jou ken of nie wil ken nie. Dit maak saak wat jy gaan doen. Jy is die ou met die key hierdie week. Kan ons jou challenge? Kan jy dit doen? Dan mag jy maar saam met my staan, jong. Maar nou nie iemand se hand vat vandag. Los daai ou se hande. Vat jou eie hand. Want jy gaan alleen wees wanneer jy dit na gaan kan nie saam jou wees nie. Vader, dankie Here vir die woord en dankie dat U die woord gebruik om met ons te praat, Here, en dat U die Gees in ons werk, Vader, en ek bid, Here, dat hierdie week ons sal onthou dat dit 'n tyd is soos nou, Here, wat die aarde moet verander. Amen. Dat mense se lewens moet verander as gevolg van die woorde wat die Gees ons nou gee om te spreek tot 'n persoon hierdie week of persoon, Here. Soos verklaar, Here, dat daardie woorde wat gespreek gaan word
sal 'n invloed hê op daai persoon se lewe, Here. Sal die koninkryk groei, sal die oes inkom. En ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen.